en dan sing ons lekker saam. Jy gaan wat leef, jy voor die Heer. Sê bietjie hardop, dankie Jesus. Weer 'n keer, dankie Jesus. Amen. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Halleluja. Halleluja. Kom ons juig vir hom vanmôre. Halleluja. Ons lekker saam. Sanet doen so goeie werk daarvan, maar ek het wel gesê vanmôre sal ek dit doen want ek moet groet. Ek gaan 'n bietjie op verlof. Ek en my vrou is van môre af op verlof. En dit gaan nie oor ons nie, maar wie ek wil net voor julle almal op die lig wil ek vir my vrou vanmôre dankie sê. Wie ons is Woensdag 15 jaar getroud. My skat, ek het jou lief. Jy het goeie uithou vermoë. Ek kan saam jou die marathon doen. En al die lof en al die eer aan die Here wat ons by mekaar gebring het en ons by mekaar hou. Maar ek kan gou hier sitplekke neem want daar's 'n paar afkondigings. En vanmôre moet jy asseblief mooi luister. Ons gaan dit weer afkondig. Maar as jy dit mis, dan het jy uitgemis. Julle weet ons het 2 dankoffers 'n jaar waarin ons kom en ons die Here 'n dankoffer gee vir dit wat hy vir ons gedoen het, ons deurgedra het, vir ons voorsien het van gesondheid en voorsiening en dit wat ons nodig gehad het. Maar dan het ons ook 1 keer 'n jaar 'n dankoffer ete. Maar hierdie jaar gaan ons dit weer bietjie anders doen. So jy sien, dis kom jy met luister. Nou die dankoffer as sulks, die dankoffer aan God sal Sondag die 30ste November wees. Want as ons dit in Desember se eerste Sondag doen, dan trek ons al by die 7de. En is baie mense dan al reeds op verlof en nie hier om saam met ons daardie dankoffer te vier nie.
Goed, nou die dankofferfees, en ek wil die naam verander. Want as ek dank bring, wil ek aan een persoon alleen dank bring. En dit is God, my Here, my saligmaker, my verlosser. En daardie dankoffer is aan hom. Maar wanneer ons as gemeente so 'n bietjie by mekaar kom en ons self geniet, gaan ons hierdie jaar 'n dank en deel gemeente piknik hou. So ons gaan dit nie 'n dankoffer piknik noem nie, ons gaan dit 'n dank en deel gemeente piknik noem. Dit is die 29ste November, dit is 'n Saterdag, en dit gaan gehou word by Palm Villas. Nou, ons sal al daai detail vir julle nog deurgee deur die loop van die tyd. Nou dit gaan nou gaan ons lekker eet. Och mense, kan nie wag nie. En ek hoop jy het ontbyt gehad, want glo vir my, jy gaan vanmôre honger hier uitstap. Ons gaan skaapspit op daardie piknikdag geniet. Saam met nog hoender, saam met pudding. So die kerkraad gaan soos in die verlede 'n gedeelte daarvan vir ons dra, die kostes. En die kaartjies vir hierdie jaar sal beloop R70 per persoon. So nou wil ek jou ook vra, as die Here jou geseën het en jy kan iemand anders seën wat dalk nie het nie, dat jy dan vir ons net sal laat weet dat jy iemand wil seën op daai dag, en ons ken die behoefte en weet waar daar mense is wat nie sou kon gaan na ons piknikdag toe nie, en ons kan hulle dan seën om wel daar te wees. So ons wil vra dat julle by die Susters Komitee, ek gaan julle ook vra om net gou op te staan. As daar mense hier is wat nou nie weet wie's van die Susters Komitee nie, kyk net om jou rond, sissie staan gou op die Susters Komitee. So jy kan nou net by hulle solank as jy kan, sit solank jou naam al by een van hulle, en jy kan later die R70 betaal, want ons moet die getalle deurgee sodat daar genoeg kos vir ons almal is op die dag. Daar gaan ook, ons gaan 'n bietjie boeresport ook doen. Wanneer laas het jy sak gespring? Of wanneer laas het jy met 'n eier gehardloop? Kyk, ek sal wel net die eier. So kom en geniet die dag saam met ons. Ons het giant pick-up sticks, ons het giant Jenga, ons het giant domino's wat gespeel gaan word op die dag. Ons moet asseblief almal daar wees teen 10:00 die môre, want ons moet ongelukkig uitwees teen 2:00 die middag, omdat daar die aand 'n troue is by Palm Villas. So ons gaan lekker kuier en vinnig kuier. Goed. So dit is dan die 29ste November. Dan wil ek julle ook nooi vanaand. Ons het gister die pre-drive-through gehad. Dankie aan elkeen wat deelgeneem het. Ons geestelike tanks is vol. Ons het vir mense gebid. Ons het seker by die 1000 karre wat hier verby gery het en vir ons hoeder geblaas het. Mag die Here in hulle harte werk om volgende keer te stop. Ons het vir mense gebid. En wie wat vir my so mooi was, dat mense gekom en die Here het dit op hulle hart gelê om vir ons te bid. Ons dien 'n groot God, né? Maar ons gaan dit vanaand afrond. Jy kon dalk nie wees nie, daar's dalk 'n behoefte in jou hart, jy het dalk genesing nodig, jy het dalk 'n aanraking van die Here nodig. So vanaand het ons 'n genesingsdiens saam met getuienislewering. Die woord van die Here sê jy sal gered word deur jou geloof en die woord van jou getuienis. So kom asseblief op na die huis van die Here vanaand vir ons genesing en getuienisdiens. Dan terwyl ek op verlof is, natuurlik is pastoor Jaggie oorhoofs in my skoene en sal hy sy plek vol staan. Hy sal natuurlik vir ons die bidure hanteer. Hy sal oorhoofs toesig hou oor die dienste. Ons het vir pastoor Mac Haywood volgende Sondag
oggend en aand by ons. Hy gaan ons met woord bedien. Ons eie Koos gaan vir ons Sondag die 26ste die oggenddiens bedien. Daardie aanddiens is ons laaste Sondag van elke maand, is ons prys en worship aan. En dan sal pastoor Jaggie die tweede, die nagmaaldienste vir ons hanteer. En die laaste afkondiging voor ons die Here se naam groot maak met ons lofprys en ons aanbidding is die Golden Oldies. Komende donderdag hier agter in die saal. Nou ek is op vakansie, maar sou ek daarvan gehou het om hier te wees. Lekker bebotie, pampoenter. Kyk, julle word bederf. So asseblief moenie die geleentheid mis nie. Die kaartjies moet julle bespreek asseblief by die lyn. Dit beloop R30 per persoon en dit is dan donderdag om 10:00 die môre. Amen. Kom ons maak die Here se naam groot met ons lofprys en aanbidding. Veroestel, as jy nie gaan kon kry, gaan baie goed. Ek weet amper nie iets om te sê nou. Hulle het ten minste baie goed vanmôre saamgesing en dankie Jesus gesê en al die lof en die eer aan hom gebring, maar ek kan hoor die opgewondenheid in julle harte vanmôre. Veral toe ons hier uitkom nadat ons gebid het. Het is lekker om al die vrolijkheid te hoor. Amen. Voel julle dit musiekspan wanneer ons uitkom, is die gemeente so lekker en gesels en is 'n gelag, maar weet jy wat, is alles tot eer van die Here. Want ons dien 'n groot God. Kom ons staan en ons gee hom lof en eer vanmôre. En ons bring hom hulde. Halleluja. Loop hom in die tromme. Loop hom in die hand.
What
dankie, jy kan die sitplekke neem. Baie dankie worship warriors. Dan bring ons vanmôre by die woord van God. Ek wil uit Matteus 5 vers 6 vanmôre met u gesels. Dis ons teksgedeelte. Matteus 5 vers 6: Salig is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Ek het vanmôre gesê jy gaan honger hier uitstap. Salig is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Ek en Amanda het die voordeel gehad so klompie jare terug om Stellenbosch toe te gaan en daar saam met die dominees van die NG Kerk bietjie opleiding te ontvang. En dit was 'n brugkursus. Maar vir die redes van die boodskap gaan ek nou nie daarop uitbrei nie, maar wat vir my so kosbaar is en my bybly is die opening van daardie opleidingssessies elke dag. Hulle noem dit wandel deur die woord. En ek het dit al vir julle verduidelik, maar ek gaan dit vanmôre prakties met u doen. So jy kan jou Bybel oopslaan by Matteus 5 vers 6. En wat gebeur het in daardie 4 of 5 dae wat ons opleiding ontvang het ons dieselfde teksgedeelte vir die 5 dae behandel. So ons gaan dit vanmôre met hierdie vers doen. Salig is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Amen. Nou as jy nou die tyd uitkoop en die teksvers neem en jy kyk wat beteken salig, dan sal jy sien dat salig, sommige vertalings sal sê geseënd is die. So sal jy sien dat salig geseënd beteken. Dat salig en geseënd beteken in oormatigheid. Oormatig welaf gelukkig. Is u vanmôre gelukkig? Is u oormatig geseën? Salig is. Die is beteken definitief, sonder twyfel. Die is die wat ingesluit is. Salig is die ingesluitenis. Wat? Dit is dinge, dit is goed. Salig is die wat honger. Ek wonder hoeveel van ons ken waarlik honger. Jy sien, want honger is 'n nood. Dis 'n begeerte na. Dis 'n smagting na kos. So die wat honger en daardie beteken en kan vertaal word as ook of nie alleenlik net die honger nie en dors. Dors bring jou weer by 'n nood. 'n nood om te drink, 'n begeerte, 'n smagting. Ek wil vir u sê om te honger en te dors is onmiskenbaar. Hulle beweer dat jy so ver soos 21 dae kan gaan sonder kos, maar dat jy nie 4 dae sal leef sonder water nie. So dis onmiskenbaar
Nou sê die woord, salig is die wat honger en dors na. Dit beteken volg in die rigting van, nader tot. Wat is weer dinge en goed reg is. Dit wat gepas is. Dit wat eerbaar is. Dit wat mooi is. Dit wat goed is. Dis die reg. Is bevestig weer definitief. Bevestig weer sonder twyfel. Wat is die rede wat sê hier volg iets? Hulle, die betrokke partye, sal beslis sonder twyfel versadig, volvoel, oorloop, tevredenheid, vergenoegdheid, deurdrenk, beteken jy's vol. Word is weer iets wat sal gebeur, iets wat in die proses is om te gebeur, verander, transformeer. En wanneer ons dit nou neem en ek vir myself hierdie teksvers sou moes vertaal, sou dit iets soos die volgende klink. Onthou nou, die woord sê, salig is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word, kan dan ook in my hart beteken, hulle wat 'n onmiskenbare begeerte en smagting na eerbare en gepaste dinge het, as ook die nood het om mooi en goeie dinge na te volg, sal definitief, beslis, sonder twyfel, die volgende verandering begin ervaar. 'n oormatige, oorlopends toe vol, wel afgevoel, wat deurdrenk is met geluk, tot by die punt van tevredenheid en vergenoegdheid. Amen. Prys die naam van die Here, die diepte van God se woord, om my en jou te verkoop, om my en jou hoop te gee. Hierdie vers beskryf 'n toestand waarin ek graag wil wees vir die res van my lewe. Die saligheidsprediking, ek wil nooit my begeerte, my smagting, my nood vir meer van God verloor nie. Ek wil hê dat dit altyd daar sal bly, en dat dit daardeur getransformeer sal word, om meer soos God te wees. Amen. Nou sal baie mense sê, dis godlasterlik, pastoor. Nee. Ons het laasweek gepraat oor die handskoen, en hoe dat ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons vervul, sodat God deur my en jou kan begin werk. Meer van God, minder van my. Ek vermoed dis ook jou begeerte vanmôre. En dis waarom jy hier is. Dis waarom jy tyd uitgekoop het om op te staan vanmôre en in die huis van die Here te wees. Maar is dit moontlik om hierdie begeerte na God te behou in my daaglikse lewe? Of is dit iets wat kom en gaan? Iets waaroor ek nie beheer het nie. En môre is 'n goeie dag en gister was nie so goed gewees nie. Ek weet daar's beslis tye wat ons lewens minder of meer honger en dors.
Maar die vraag bly, is daar iets wat ek kan doen om hierdie gevoel, hierdie teenwoordigheid van God, hierdie begeerte te koester, sodat dit altyd daar sal wees? Jy sien, daar's gewoontes wat ons kan kweek. Die opbreek van vanmôre se teksvers is dalk een manier hoe God jou kan kry om deur daardie gees vervul te word. En dan te gaan kyk, okay, hierdie teksversie, wat sê dit voor? Wat sê dit na? Met wie word gepraat? Wat sê God vir my? En dit het begin joernaal. Ek was op 'n plek daar gewees, nee. Amanda moet my nie pla nie, ek is nou besig. Daar's beslis tye in ons lewens wat ons meer of minder honger en dors is. Maar jy sien, daar's daardie gewoontes. Ek wil dit vanmôre vir u verduidelik. Soos ons groot word, ontwikkel ons 'n smaak vir sekere kosse. Nou ek haat blomkool. Kyk, ek weet dit is 'n sterk woord, maar ek het lief geword daarvoor. Toe ek 'n kind was, man, en ek het 'n Skotse pa. My pa het vir my gesê, you will eat the vegetables before it eats you. En regtig, vanmiddag kry ek dit weer, vanaand kry ek dit weer, môreoggend se nog nie geëet is, kry ek dit weer. Maar ek sal dit eet. Dit het net een keer gebeur, my pa is nie so breed nie, ek het geleer om te luister. Maar ek dink ek van blomkool begin hou, toe hulle daardie roomsousie en die baconstukkies en die gesmelte kaas daarby gooi. Jou gesê gaan maar uit. 'n double cheeseburger. Hier, dan gaan eet ons uit, ons is kinders, my boetie is jonger as ek, julle het hom al ontmoet. Nou, dan sal my ma vra, wat wil ons nou eet? Dan sal my boetie sê, 'n regte, egter cheeseburger. Kry mense dit nog vandag? Daar's wel min plekke wat nog regtig 'n regte cheeseburger maak. Of 'n chicken supreme met avo pizza. 'n Woolies lasagna. Medium to well, sê baie mense, maar ek is 'n medium to rare, fillet met mushroom sauce. Kom nou ouens, wat slap chips met sout en asyn. Ek ken die spoegsluk. Wat van skaapchoppies? Yes. Met aardappel slaai. En dan om het af te sluk, 'n lekker cappuccino met vol room. Of hier daai gunsteling Wimpy milkshake. Ja. Ouens, wat het nou met ons gebeur? Wat het hier binne gebeur? Hoekom? Want ons weet waarvan ons nou gepraat het. Ons het dit al geproe. Ek kan dit nou weer proe. Nou God hou baie van simboliek en vergelykings. Daarom het hy ook, en asseblief ouens, ek preek nie vanmôre oor vas en gebed nie, maar nie sê dis pastoor, dis waar die vas gaan. Maar weet jy nie, die Here het die vas en die gebed ook ingestel, sodat ons kan voel wat met ons liggame gebeur wanneer ons vas, sodat ons kan verstaan wat ook in ons geestelike lewe moet gebeur. Psalm 34:9 sê, smaak en sien dat God goed is.
Smaak en sien. O, as jy eers die goedheid van die Here, wie daar is 'n stadium in my lewe, wat ek die Here so nodig gehad het. En ek het gesmaak en gesien dat God goed is. Ek het sy goedheid, sy guns, sy liefde, sy genade en vreugde in my lewe ervaar. Daar was ander kere wat ek sy geduld, sy vriendelikheid, sy goedhartigheid gesien het in my lewe. Kere wat ek sy getrouheid ondervind het. En van die eerste dag wat ek dit geprooi, smag ek na meer van dit. Bid ek tot die Here, o Here, laat die genade vir my môre groter wees as vandag. Nie want ek ondankbaar is nie, maar ek smag daarna. Ek kan nie daar sonder nie. En dan maak ons 'n foutjie, nee. En dan trap ons oor die tou en ons maak droog. Jong, nou moet jy maar weer kom. Jy moet weer opbou. Jy moet weer die Here se aangesig soek. Maar God is getrou. Hy kom en hy tel jou weer op. Hoe kan jy sonder dit wil wees? Hoe belangrik is jou liggaamlike stand vir jou? Jou gesondheid, jou gesondheidskondisie. Jy weet, vir baie mense, hulle is baie ernstig oor wat hulle eet, wat hulle drink, hulle tel die kalorieë, hulle kyk na die proteïnes wat hulle eet, hulle oefenprogramme. Weet jy, ek het altyd probeer. Ek pluk natuurlik vandag die vrug daarvan, ek weet dit. Ek het nie so lekker agter my lyf gekyk nie. Nou pluk ek die vrug daarvan, maar alles keer wat ek probeer het, weet ons het, ek en my vrou, jong, ek moet haar miskien nie uitlos, maar ek het aan by gyms aangesluit, dan teken jy kontrakte mos. Ek het meer as 1 kontrak al gehad. Maar die gym het my nie gesien. Die verkoopspan was sê baie goed. En dan sit vas vir 24 maande. Maar ek verloor daar 'n bietjie gewig, want ek mors my geld op die gym in steede van 'n cheeseburger. Many ways to kill a cat. Sommige mense is baie ernstig. Die woord van die Here sê, Paulus sê vir Timoteus, hy sê in 1 Timoteus 4 vers 8, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Die nuwe vertaling sê, om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde. Want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Glory be unto the Lord. Amen. In vergelyking met ons liggaam is ons geestelike welstand by verre meer belangrik. Jesus sê ons in Matteus 4 vers 4 en Jesus antwoord hulle, die mens sal nie lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Amen. Hy leer sy disippels en vir ons hoe om te bid. En daar staan, gee ons vandag ons daaglikse brood. En natuurlik is dit vir ons fisiese behoefte. Maar dit is ook om God daagliks te vra om ons geestelik te voed. Die punt is, ons kan nie ons geestelike behoefte ignoreer. En dan dink alles gaan oukei wees. Hierdie wêreld. Hy wag om my maatjie onder ons uit te pluk. En as jy nie geestelik ingeoefen is nie, gaan jy hart val.
Eintlik moet die omsien na ons geestelike behoefte hoër prioriteit dra as ons fisiese behoeftes. Waarmee voed jy jou siel elke dag? 1 Petrus 2 vers 2 en 3. Ek verlang sterk, sê die woord. Ek smag. Ek verlang sterk soos 'n pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het, dat die Here goedertierend is. Het jy die Here al gesmaak? Kan ek hande sien? Het jy die Here al gesmaak? Ek ook. Dawid het 'n eetlus gehad vir hierdie onvervalste melk. Hy sê in Psalm 119 vers 103, hoe aangenaam is u woord, soeter as heuning in die mond. Hierdie suiwer geestelike melk sal jou siel versorg en vir jou geestelike gesondheid verseker. Maar as ons nie eetlus het vir die woord, as daar nie 'n honger is vir God se woord en vir sy openbaring nie, dan moet jy gaan uitvind hoekom nie. Ek moet hierdie heuning wat tot my beskikking is ontdek. So Dawid ons leer, dis wat God se woord sê. In Josua 1 vers 8 lees ons, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. En dan sal jy met goeie gevolg handel. Ek wou hierdie teksvers opbreek volgens die wandel in die woord. Maar dit is te lang. Sien jy die diepte van God se woord? Die nuwe vertaling sê, Josua 1 vers 8, hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê, oordink dit dag en nag, en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Dis hier my notas, maar hou op, vingerwys. Kyk binne. Wanneer dinge met jou verkeerd gaan, jy moet nie soek vir wie se skuld is dit nie. Kyk binne toe. Begin eers binne toe kyk. Want ek gaan vir jou sê, daar is iewers 'n tekort in jou geestelike wandel, in meeste van die gevalle wanneer dinge vir jou verkeerd gaan. Jy sien, sodra ons besef dat ons toekoms afhang van ons betrokkenheid in God se woord, sal ons 'n bietjie anders begin wees. Sal nie noue begeerte in jou brand om net die woord van God te vat, enige plek op te slaan en net gou te kyk na 'n versie om te sien wat die Here daarmee doen nie. Dan moet jy gaan ondersoek en stel hoekom nie. As ons verstaan dat ons lewe op aarde, as ook ons ewige lewe hierna in die hemele, gewortel is in die woord van God, dan sal ons vanmôre wil weet, wat wil God vir my sê? Ek is die pastoor wat hierdie boodskap preek, maar hoor wat ek sê, ek is ook die student wat luister. Ons sal miskien vra, wat is God besig om vir my deur hierdie boodskap te sê? Is hierdie dalk geestelike kos spesifiek vir my, wat ek nodig het om gesond te kan bly, nou en in die toekoms?
Maak die fout om te dink, dit gaan met my goed, ek het nie die Here vandag nodig nie. Alles hang af van God se woord. Alles hang af van God se woord. Die lees daarvan, die hoor daarvan, en die doen daarvan. Ons behoort baie intentioneel te wees met God se woord. Efesiërs sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Gees. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin lê losbandigheid. Dus die Here probeer nie vir jou sê, jy mag nie pret en jy mag nie, moenie drink nie, want is lekker nie. God is wys, en hy weet daar lê losbandigheid in wynsuip. Hy weet, mag op 'n pa slaan. Hy sê dit nie om iets van jou te ontneem nie, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. En moenie dink jy beheer daaroor nie. Vra hierdie pastoor. Die Here het my pad gestap. Loop en val. Loop en val. Ons moet baie intentioneel wees met God se woord. Moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Spreuke 27 vers 7 sê, 'n versadige siel vertrap die heuningstroom, maar vir 'n hongerige siel is alles wat bitter is soet. Wie as jy vol is? Hy is vol. Daar is nie plek nie. Dit bring ons eers die slegte kos uit, en dan later die lekker kos. Dan gaan nie so baie daarvan eet nie. Maar as jou maagie vol is jy vol, dan wil jy nie meer. Maar die woord van die Here sê, dat selfs as jy honger is, dan is selfs 'n bitter ding vir jou soet. Maar hier's 'n feit vir julle. Daar's net soveel plek in ons maag. En as my maag vol is met 'n ander kos, dan is ek versadig. En ek kan nie lus wees vir dit wat gesond is nie. Hoe lyk jou entertainment lewe? Daai me time. Kyk, mamma moet nou verstaan, dis pappa se me time. Ek het sulke dae gehad, my vrou sien my die hele naweek nie, ek kyk sport en drink bier. Dis nie 'n lewe nie. Hoe lyk jou entertainment lewe? Aande voor jy bed toe gaan, Vrydag aand, Sondag aand voor jy kerk toe kom. Waarvoor moet ons begin nee dankie sê? Sodat ons versadig kan word met die goeie. Pastoor, ons gesin, ons het Christian entertainment. Ons kyk net Christian entertainment. Dan wil ek jou vanmôre vra, geliefde, bevat dit die voedsaamheid wat jy nodig het? Of maak jy jouself net versadig? Ons behoeftes is nie dieselfde nie. Maar God sal jou behoefte vul vanuit sy woord. Nie vanuit jou Christelike entertainment wat jy kyk nie. Nie vanuit al daardie TBN preke wat jy kyk nie. Dit versadig ons, ja. Maak ons vol. Maar is dit nuttig vir jou situasie? Die woord van God is die belangrikste. Spandeer tyd saam met mense wat ook honger na God. Spandeer tyd saam met sulke mense wat jou stimuleer. Wie as ek nou, as jy net Sondagmôre tyd spandeer saam met mense wat honger na God, hier by die diens. Jy spandeer 40 ure van die week, daar by die werk, tussen mense wat niks wil weet van die Here nie.
Gaan jy baat daarby vind? Jog, gaan hierdie 2 ure genoeg wees? As jy jouself vir 40 ure in die goddeloosheid toelaat? Die krag van negatiewe invloed is massief. Maar ek wil ook vir jou sê, vanmôre is die genade van God weer vir ons groot. Daar is net sulke groot krag in positiewe invloed, wanneer ons tyd spandeer saam met gelowiges. Daarom sê Hebreërs 10, en laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, na mate julle die dag sien naderkom. Dis nie ek wat so oulik is nie. Ek het net die onderlinge byeenkomste al baie bygewoon in kerke, om te sien dat wanneer die pastoor op verlof gaan sy gemeente ook op verlof. Come on. Moenie laat dit ooit gaan oor jou pastoor nie. Ek sê nou die dag vir iemand, ek is jammer, hoop jy het gebeur ooit weer nie, maar ek sal jou altyd teleurstel. Hou jou oog gefokus op Jesus Christus. Amen. Amen. 2 ure 'n week gaan jou nie help as jy 40 ure in die wêreld spandeer nie. Ons het mekaar nodig. Amen. Ons moet mekaar aanspoor. Ons moet mekaar in die geloof opbeur. Jog, toe ek 'n jong Christen was, het ons ook oom gehad, maar mens, hy kan net van die Bybel tel. Dit is partymal te veel. Vandag smag ek daarna. Want dit wat hy sê was die woord van die Here, en dit het my vervul, en dit het my opgebeur, en dit het my net laat voel, God is daar, God is met ons, hy sal ons nooit begewe, nooit verlaat nie. Ek wil dit also opsom en afsluit, die musikante kan vir my na vore kom. Salig is die wat honger en dors, na wat reg is, want hulle sal versadig word. 'n Gesonde eetlus is die resultaat van 'n gesonde dieet. Dit wat jy insit, dit gaan jy uitkry. Ken daai ene. So hoe meer ek gesonde kos eet, hoe meer gaan ek lus raak vir gesonde kos. Net so met ons gees. As ek myself met mense vereenselwig wat die Here se aangesig soek en honger en dors na God, dan gaan ek ook 'n eetlus daarvoor begin kry. Hoe maak ek seker dat ek geestelik honger bly? Ek smaak en ek sien dat God goed is. Maar ek moet dit eers proe. So wie jy nee, as jy dit nog nie geproe het nie, soek met alles wat aan jou is, dat die Here jou net goed gunstig sal wees. My God stel nie teleur nie. Hy gaan jou ontmoet in jou nood. En jy gaan proe en sien dat dit goed is. Herken jou behoefte aan geestelike voedsel, moet dit nie ignoreer nie. Eet doelbewus gesond. Dit sal 'n effek hê op die hede en op jou toekoms. Vermy eetlus-dempers. Ons dames ken dit goed. Dietpille. Wie daar soveel dietpille in die gees, vermy dit. Wees versigtig wat jy inlaat. Spandeer tyd in die woord van God. Kry jou gesin, priester van die huis. Ons doen dit nie meer nie, ons sê nie meer, hoor, kom sit bietjie in die sitkamer, kom sit bietjie by die tafel, kom ons vat bietjie hande, kom ons vat bietjie die woord van God. Jy het jou broek weggegee. En daai broek weer aantrek. Spandeer tyd met mense wat ook honger na God en wat jou stimuleer
mekaar nodig. Amen. Dankie ons. Ons staan geliefdes en ons sê saam, Here is Here, en my arms uitgestrek voor U. sal al die verskil maak in jou lewe. Spandeer tyd in die woord van God en jy sal die Here sien. Amen. Staan net en ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen. Amen.